Welkom by Anti-Narratief. Asseblief gaan subscribe, lei daai klokkie, die notification bell, want so gaan jy weet wanneer ek 'n nuwe video upload. Hierdie is die enigste plek wat ek verseker weet jy die regte storie gaan kry en die waarheid gaan hoor. Miskien nie altyd die waarheid wat jy wil hoor nie, maar dit is beter as leuns. Ons lewe in 'n wêreld siek op leuns en hulle probeer hierdie narratiewe in jou keelgat afdruk om jou te breinspoel. Ek weet nie of jy gehoor het en gesien het wat in Engeland aangaan nie. Ek gaan jou vandag vertel wat daar aangaan. As jy nie het nie, moenie jouself bekommer nie. Die groot vraag is dit burgeroorlog? Of is hierdie 'n beplande verregse optog en moeilikheid maak of aanval, soos hulle sê in die hoofstroom media. Ek sal jou alles verduidelik. Kom ons kyk gou na klip 1. Hier is ons 'n groep moslems wat saam staan met messe in hulle hande, dans voor hulle groepeer om deur die strate van Engeland te loop. Kyk. Jy kan sien hier die polisie absoluut geen wapens daar, perde, toerusting om hulle te stop nie. Jy sien dit nie. Jy hoor ook hierdie moslems wat dan natuurlik chant Allah Akbar, Allah Akbar. Dit is 'n Christelike land. Engeland is 'n Christelike land. Ek verstaan waar hierdie citizens van Engeland vandaan kom, die burgers van Engeland. Hulle hou nie van hierdie goed nie. Ek wil jou gou 'n video net vinnig wys oor hoe ernstig hierdie mense is. Jy kan hulle maar patriots noem, jy kan hulle noem wat jy wil. Een ding is verseker, hulle is nie verregse mobs soos wat die media jou probeer sê nie. Hierdie is ouens wat voel hulle land is besig om geïnvade te word. Hulle hou nie hiervan nie, dis 'n Christelike land en hulle is besig om saam te staan en hier's nou groot clashes wat reg oor die land aangaan. Oral in die land is mense besig om mekaar aan te val. Ek sê verduidelik hoekom. Kyk gou hierdie volgende klip. Soos jy kan sien, dit is 'n groot klomp mense en dit is natuurlik wit mense en dit is nou waar die narratief begin gedraai word. Jy moet nou begin vra, hoekom gebeur hierdie goed? Wel, so 'n paar weke terug of 'n week terug is daar 3 dogtertjies doodgesteek in 'n skool deur 'n jong 17-jarige man. Nou die storie is op die strate dat hy 'n burger van Engeland is, maar baie mense glo en het bewyse dat hy 'n immigrant is. Nou dis waaroor alles neerkom. Jy sien, as jy kyk na Engeland, as jy kyk na Amerika, Biden se open border policy is besig om die land te vernietig. Hierdie hele ding wat in Engeland aangaan met hierdie immigrasie is besig om die land op te neek. Die Britse citizens of die burgers hou nie van hierdie Christelike land, weer eens. Hulle voel dit is nie wat hulle land nodig het nie. Hulle het nie hierdie massas immigrasie nodig nie. Nou, jy moet dink, nee, maar as jy in Engeland inkom, moet jy deur 'n poort inkom, jy weet, soos daar is dokumente as jy daar ingaan. Daar's baie illegal immigration in Engeland. Soos byvoorbeeld en dan die ergste is die nuus in Engeland, Channel 4, hulle is baie biased teenoor die burger van Engeland, die Britse burger. Maar hierdie ouens gaan op boot en hulle gaan kyk na hierdie immigrasie, hierdie illegal immigrants wat inkom. En hulle maak documentaries daaroor waaroor hulle worry oor hierdie immigrante. Dit maak die mense kwaad en dit is hoekom gebeur wat nou gebeur. Kyk. From Sudan. From Sudan? Yeah. And you come from Calais? Have you come from Calais? Have you come from Calais? Yeah. How many of you? 1, 2, 3, 4, 5. 13 people. 12. 13 people. 13 of you. Are you okay? You don't have life jackets. We don't have jacket. We don't have jacket. You okay? Okay? Are you okay? Where have you come from? Iran. And we're very close, you can see, to the white cliffs of Dover now. Our boat driver is just calling the Coast Guard now, so obviously we'll stay with this boat, make sure it's safe as it comes into shore. Hierdie moslim immigrante, of kom ons noem hulle immigrante versus die burgers.
Hierdie immigrante het saam begin drom. Hulle skree Allah Akbar. Hulle gaan presies op teen die land se history, waar die land op gevind is. Hulle gaan presies op teen dit. Hierdie ouens loop met stokke, messe. Daar's reports, video's wat ek jou nie kan wys nie, waar hulle van hierdie patriots, kan jy hulle nou maar noem, aangeval het. Hulle het hulle stikkend geslaan, die bloed loop. En as hy die patriots terugbeklei, dan arresteer die polisie die UK citizens in steede van die ander kant, jy weet die immigrant kant, met al die messe en wapens so goed wat hulle deur die normale buurte loop. Nou dis skrikwekkend en hierdie ouens, hierdie groepe, hierdie immigrante groepe is besig om geboue af te breek, aan te val, al hierdie tipe goed. Nou, mense die narratief wat hulle daar buite het is skrikwekkend. Ek wil jou gewys wat die hoofstroom media natuurlik te sê het oor hierdie hele ding. As jy kyk, hierdie is Associated Press. Police officers injured as far-right activists face off against anti-racism groups across the UK. Hoor die bewoording. Dit is baie duidelik. Dit is nie anti-racism groups versus far-right groups. En dit is nou weer natuurlik 'n trigger word, 'n buzzword wat hulle gebruik in die media. Dit is glad nie die geval nie. Dis nie waar daar aangaan nie. As jy kyk na die Washington Post, who are the far-right groups behind the UK riots? After a deadly stabbing at a children's event in northwestern England, an array of online influencers, anti-Muslim extremists and fascist groups have stoked unrest, experts say. So, wat hulle hierso doen is, weer eens, hulle gebruik die buzzwords, hulle verdraai die hele storie, laat dit 'n verregse groep is, wat wat alles veroorsaak in Engeland, hierdie riots, hulle wil dit riots noem. Dis nie riots nie, hierdie is 'n burgeroorlog, ek noem dit wat dit is, hierdie is 'n burgeroorlog wat besig is om aan te gaan. Die Britse citizens is besig om hulle land te wil terugvat, ek sal nou daarby uitkom, hoekom hulle hierdie goed doen, hierdie immigrasie. Far-right, hierdie is natuurlik Al Jazeera, far-right riots, daar gebruik ons die woord riots. Flare in Sutherland aimed ongoing UK anti-immigrant protests. Mense, hierdie is mal hoe die media dinge verdraai en hoe hulle probeer die wêreld se oë van die afhaal. Nee, hierdie is die Britse burgers wat hulle land wil terug hê as gevolg van replacement immigration. Daar's 'n woord wat ek gaan leer. Ek sal alles vir jou mooi gou verduidelik net hierna. Maar ja, die ergste is as jy kyk na die Prime Minister. Dit is nou die nuwe Prime Minister, die nuwe regering in Engeland. Nou hy sê, kom ons lees hier, British Prime Minister announces new violent disorder unit after far-right riots. Die nuwe Prime Minister is natuurlik Starmer. Hy is besig om 'n unit bymekaar te sit, 'n polisie unit om hierdie ouens, hierdie burgers, hierdie patriots van Engeland te arresteer op die grond as hulle land en hulle stede wil beskerm teen hierdie groep immigrasie ouens, hierdie groepe van immigrante wat met wapens rondloop, wat alle Akbar skree, wat hulle geboue afbreek, karre aan die brand steek, chaos veroorsaak. Hulle soek letterlik, ek het beeldmateriaal, ek kan dit nie vir jou wys nie, waar hulle mense slaan. Hulle vind wit ouens op die straat wat teen hulle opstaan, jy weet, so teen hulle praat en dan word hulle geslaan, geskop en aangeval op wrede maniere. Hierdie is 'n burgeroorlog en die polisie van Engeland staan terug. Die regering gebruik die Prime Minister gebruik hierdie taal. Far-right riots. Die media gebruik hierdie taal. Dis glad nie wat hier aangaan nie. Hierdie is 'n replacement migration. Nou mense, dit is waaroor alles gaan. Soos ek jou gesê het, Biden het dieselfde policy wat die border oop is. Jy sien wat hier aangaan is, hierdie westerse lande het begin sien, en hier kom die waarheid nou, hier is die kroeks, die aardappels en vleis van die hele storie. Die westerse wêreld het gesien, dat die ooste, soos Rusland, Indië, China veral, het groot populasies, en met groot populasies kan jy meer gedoen kry, daar's workforce, dinge word gedoen, jy het meer slimmer minds wat gebore word, jy weet, hierdie lande beskerm hulle populasie, hulle is bang vir population decline, waar jy sien in Amerika en in die westerse wêreld gebruik hulle die transgenders ideologies en in skole om die man te versag. Jy weet, hulle is besig om die hele populasie, generasies te versag, maar hulle sien dit werk nie. Hulle het klaar stront aangejaag. So wat hulle nou doen is,
Hulle maak hierdie borders oop van hierdie westerse lande om Christianity aan te val. Hulle soek dit uit hierdie lande uit. Hulle wil letterlik meer ander immigrante daar hê, ander rasse van ander lande, van derde wêreld lande, sodat hulle kan gebruik om dan in cheap labor in te gaan, om dan op te kan gaan teen China. Hulle weet hulle kan teen China nie oorlog wen nie. Hulle weet hulle kan teen Rusland nie oorlog wen nie. Dis 'n feit wat staan soos 'n koei wat lê. Jy mag dink, ja maar Oekraïne is besig om Rusland te fight in die war. Nee, dit is Russia wat teen die hele NATO en Amerika beklei en Russia is besig om hulle klaar te maak. As Russia regtig Oekraïne wou oorvat, kon hy dit doen in een dag, 24 uur. Hulle probeer populasie groei deur immigrante sodat hulle dan kan industrialize om dan China te kan aanvat economically. Hulle het gesien hierdie COVID pandemie of pandemic het nie gewerk nie. China het voort gegaan hierdie lande. Hulle sien sanctions werk nie, sanksies. Hulle het vir Russia try sanction, hulle probeer nou weer vir China sanction. Hierdie goed werk nie want die mense in hierdie lande is baie en hulle werk saam aan een goal is om die land se economy beter te maak en hulle hou nie van oorlog nie. Hulle gebruik nie hulle geld op oorlog nie. So die westerse lande val uit mekaar. Dit is 'n collapse van capitalism, ek sê jou nou. Dis hoekom hulle hierdie replacement migration nou doen, hierdie globaliste wat die regerings regeer in die westerse lande. Dis wat hier aangaan. Maar hulle sê nie vir die burgers van hierdie lande, luister, daar gaan gevaarlike dinge gebeur. Ons gaan moorde sien, ons gaan geloof sien val, soos Christianity gaan moet verander. Die burgers soek dit nie, hulle verdien dit nie. Maar die globaliste het geen ander way out nie om power te hou. Dis hoekom hulle nou replace migration wil doen. Hulle wil die blanke mense onderdruk, hulle wil Christianity onderdruk, hulle wil sosialisme in julle lande inbring, hulle wil cashless societies nie. Hulle wil basies alles kopie wat China en Rusland doen in die westerse lande, want hulle sien hulle wen nie met oorlog teen hierdie tipe lande nie. Dit gaan nie werk in die westerse lande nie. Dit werk vir China, dit werk vir Rusland, maar dit gaan nie werk in die westerse lande nie. Die globaliste maak een groot fout, is besig om opgeneek te word, dis besig om self te gaan. Laat ek die waarheid vertel. Dis 'n fok op. Dis wat ek vir jou probeer sê. En moenie laat die westerse media jou brein spoel nie. Hierdie is nie far-right riots nie. Dit is letterlik 'n burgeroorlog besig om, dis op die brink van letterlik wapens, gewere optel en begin veg vir sy land. Die burgers, die ouens, die far-right rioters soos wat hulle noem. Hierdie is 'n burgeroorlog wat begin in die westerse wêreld. En ek sien baie van hierdie goed kom in die baie naby toekoms. Verstaan wat regtig aangaan. Ek wil jou aanraai om asseblief nie na westerse hoofstroom media te luister nie. Hulle gaan jou probeer breinspoel. Hulle speel hierdie kaart van dis riots, dis far-right mense. Die wit mense probeer teen die moslems opgaan. Hulle hou nie van die moslems. Dit is nie dit nie. Hierdie is westerse lande, Christelike waardes. Jy sien ek raak sommer kwaad, ek stamp my mikrofoon om. Christelike lande, westerse waardes, Christelike lande, hulle soek nie die burgers soek nie replacement migration in hulle lande nie. Nou dis regtig wat aangaan, ek gaan dieper kyk in die storie. Ek het baie beeldmateriaal wat ek jou nie kan wys nie. As jy die bietjie meer swaar beeldmateriaal wil sien, gaan volg my op X @MrJerryGood. Jy kan dit ook hierso sien op my ticker hieronder. Gaan volg my daar, ek plaas alles daar, want daar het ons daarom nog free speech. Nie dat ek Elon Musk vertrou nie, maar is die enigste platform sover wat ons het wat nog free speech allow. Ek is besig om aan 'n website te werk, ek gaan julle laat weet wanneer hy klaar is. Vir nou stuur hierdie video so ver as moontlik, kry meer mense hier, laat ons begin die waarheid vertel en regtig vertel wat aangaan in die wêreld daar buite. Dankie dat jy gekyk het, subscribe, los jou comment, sien volgende keer. Bye.